tye wanneer 'n mens eenvoudig net nie meer weet wat om te sê nie. Was jy dalk al daar gewees? Daar waar jy alles gesê het, jy probeer verduidelik, oortuig, dit reg praat en dan al wat oorbly is stilte. Partykeer is dit daai diep stilte na 'n argument wat nie opgelos is nie, of soms is dit as jy sien mense verstaan jou net nie of wil jou nie verstaan nie. Soms is dit wanneer jy in jou hart teleurgesteld is, moeg gestry is of eenvoudig nie die krag het om nog 'n keer jou saak te stel nie. In sulke tye voel dit altyd asof stilte 'n teken van swakheid is of dat jy die tou opgegooi het, maar die Bybel wys vir ons dat dit juis soms 'n teken van wysheid of volwassenheid van geloof is. Jesus self het hierdie pad geloop. In Jesaja 53 beskryf dit hom so, het sê hy is mishandel, maar hy het geduldig gebly. Hy het nie 'n woord gesê nie, soos 'n lam wat na die slagpale gelei is. En Petrus self skryf later oor Jesus se houding tydens sy verhoor. Dan sê hy, toe hy beledig is, het hy nie terugbeledig nie. Toe hy gelei het hy nie gedreig nie. Maar hy het hom onderwerp aan wat hom regverdig geoordeel. Jesus het nie stil gebly omdat hy niks kon sê nie. Hy het stil gebly omdat hy geweet het God gaan self die finale woord hê. Hy het geweet, dis nie altyd ons werk om onsself te verdedig of terug te kap of terug te beklei of dinge te probeer regpraat nie. Ek dink ons almal ken daai situasies, wanneer iemand jou miskien vals beskuldig by die skool of by die werk, en jy weet dat om terug te veg gaan niks verander nie. Wanneer jy op sosiale media iets sien wat aanhitsend of beledigend is, en jy wonder of is dit regtig wys om in die kommentaarseksie ietsie terug te sê. Wanneer 'n familielid of 'n vriend aanhou om jou standpunt verkeerd aan te haal of jou te terg en jy moet kies, gaan ek bly stry of gaan ek rus vind in die Here? In Spreuke leer ons dat moenie 'n dwaas antwoord volgens sy dwaasheid nie, sodat jy nie soos hy word nie. En Prediker herinner ons dan weer dat daar is 'n tyd om stil te bly en 'n tyd om te praat. Ek dink die roeping vandag is, moenie bang wees vir stilte nie. Moenie bang wees om stil te bly nie, of eerder soos wat Jouda dit sal sê, wees nie bang vir stilte nie. Wees nie bang om nie die laaste woord te hê nie. Wees nie bang om dit in God se hande oor te laat nie. Wanneer jy vandag of hierdie week ergens gekonfronteer word op jou selfoon of in jou huis, by die werk of in die verkeer, kies eerder die pad van vrede. Kies om eerder stil te bly as om jou karakter te verloor. As iemand hierdie week jou uittart of jou verkeerd verstaan of onregverdig teenoor jou optree, weerhou jouself van 'n vinnige antwoord. Tel tot by 10, bid 'n kort gebed in jou hart en sê, Here, U is die regter, ek gee hierdie oor aan U. En kies om nie dadelik terug te kap nie. Kyk wat God in die stilte kan doen. Ek laat jou met Jesus se woorde in Matteus 5 vanaf vers 9, waar hy sê, geseënd is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. En God kyk altyd na sy kinders. Tot 'n volgende keer.